Ek wil vir jou toewens 'n jaar wat jy entoesiasties begin en met energie volhou. Amper soos onthou jy daai hasies met die Energizer batterye wat vinnig weggespring het en aangehou het, want hulle het genoeg krag gehad. En ek weet die Energizer bunnies is 'n bietjie skaars en partykeer is my batterye pap en ek het nie juis nuus gekry nie, al was daar 'n rukkie ruskans. Maar die Bybel sê ek gaan vir jou help en ek wil vir jou die krag gee om 'n goeie jaar met entoesiasme en energie aan te pak. En daar's 'n Bybelse kragbron en Bybelse metodes. En dit begin by beplanning. Nou beplan klink soos nuwejaarsvoornemens. Nuwejaarsvoornemens is glad nie so stupid nie, want dit skryf net neer dit wat ek in my kop moet dink om te sê, wat is hierdie jaar se drome en se stappe daarheen? Daar's 2 tekste uit Lukas uit wat baie goeie raad gee oor beplanning. Die een handel oor die 10 muntstukke, waar 'n eienaar vir slawe 'n klomp muntstukke gee en vir hulle sê, julle taak is om te gaan handel dryf daarmee totdat ek terugkom. Dus die eienaar sê vir my, jy het muntstukke uit my hand uit gekry, jy het 'n roeping, moet hulle asseblief nie in 'n doek gaan toedraai of in die grond vir veiligheid gaan begrawe nie. Hierdie jaar moet jy handel dryf en jy het muntstukke met betref tot energie, tot vermoëns, tot geleenthede en ek wil hê jy moet gaan beplan, want handel dryf vra beplanning, dat ek 'n besigheidsplan het om daarby uit te kom. Dis die eerste beplanningsteks. Daar's 'n tweede beplanningsteks en dit gaan oor 'n man wat 'n huis moet bou. En dan sê die Here vir hom in Lukas 14, mens het die noodsaak dat wanneer jy 'n huis gaan bou, jy gaan mooi sit en beplan oor jou skedules, jou geld, jou materiaal en hoe dat jy dit bymekaar gaan sit om 'n huis te bou. Want die waarskuwing is, daar kom jy halfpad en dan sien jy ek het nie goed beplan nie en dan stop jou projek. Nou juist daar, by die taak wanneer mens wil begin beplan, is hier 'n eerste verlammingsding, wat maak dat mense sê, ek gaan nie eers beplan nie, want ek is bang dat ek nie genoeg sal hê nie. Ek gaan nie genoeg boumateriaal hê nie en dan gaan ek halfpad moet ophou. En ek dink dis nogal vir baie mense verlammend. Ek kyk na die jaar en ek sê, ek moet dit bou en dit aanpak, maar ek het nie genoeg nie. Ek het nie genoeg tyd of ander geld of energie en my geleenthede is in elk geval so min. Dus hoekom sal ek begin bou, selfs begin beplan, want ek verwag, ek gaan nie genoeg hê nie. Dis verlammend. En daarom probeer mense nie, hulle gaan maar net aan. Ek het vir jou goeie nuus. Daar's 'n teks wat in 2 Petrus vir ons pragtig sê, maar ek het genoeg, want die Here gee genoeg. Hy sê, ek gee vir jou genade en goeie goed in oorvloed, en dan is hierdie pragtige woorde, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Nou, dit beteken nie, hy het vir my al die middele goed klaar gegee, dat dit binne in die handkas is, en binne in my beursie is, sodat ek kan net uithaal en lewe nie. Hy sê, hy gee vir ons die krag, die wysheid, die vermoëns, sodat ons kan begin met beplanning en dan beplanning uitvoer, sodat daar genoeg sal wees vir die lewensmiddele en die dinge wat vir ons nodig is, die daaglikse behoeftes. En daardie besef moet vir ons inspireer. Ek moet dus gaan kyk in my hand, in my hart, wat het die Here vir my gegee? Hy sê, ek het vir jou alles gegee, het jy al mooi gekyk, wat het ek vir jou gegee? Ek het vir jou die genade van my liefde gegee. Ek gee vir jou die elke oggend se krag, al voel dit nie so baie nie. Ek gee vir jou my liefde
en ek staan rondom jou en ek steun jou. Dis, jy het alles. Jy moet net sê, ek gaan dit raak sien en dit begin gebruik. En daarom wil ek hê, jy moet entoesiasties en opgewonde hierdie jaar begin. En daarom, vat 'n boek en vat 'n stuk papier en skryf neer dit wat ek as roeping in my binneste voel. Ek wil dit doen, of ek is al 30 jaar daarmee besig. Ek weet ek kan dit doen en ek gaan dit doen. En ek skryf dit neer en ek skryf die stappe op pad soontoe neer. Wat hierdie jaar se nuwe tree is wat ek gaan gee. Onthou, skryf verhelder, help jou geheue sodat jy op die ou end dit teen die yskas kan vasplak en dit weer kan raak sien. En dan 'n tweede stukkie advies, praat met iemand daaroor. As jy vir iemand vertel het, ek droom daaroor, dan kry jy goeie advies dalk, 'n stukkie inspirasie wat iemand sê, mooi so, jy kan hou aan, of jy kry sommer 'n stukkie wysheid ook. Dit gaan dalk by kan kom. Dus praat daaroor en dan skryf jou plan, plan your work, then work your plan. Maar ek wil oor 'n tweede verlammende ding praat. Behalwe die vrees dat ons nie genoeg het nie, is daar sommer net vrees en angs en bekommernis in die algemeen. En daarom, daai teks is weer baie duidelik wat die Here vir ons sê in Matteus 6, moenie bekommer nie, want bekommernis energieer jou glad nie, dit dreineer jou energie, dit mors tyd, want wie kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? Wie kan jou projek deur bekommernis met 1 uur bespoedig? Werk nie so nie. En die verlamming van angs maak dat ons soms nie beplan nie, nie wegspring nie, dit gooi 'n emmer koue water oor ons entoesiasme. Want onthou, vrees vat nie die probleem weg nie. Dit vat net vandag se krag weg. Vrees maak nie die probleem kleiner nie. Dit maak net my krag minder. En daarom wil ek vir die Here vir jou vra, gee jou vrees ook vir die Here en sê vir hom, het vir my genoeg gegee om vrees te hanteer, maak dat die vrees hanteerbaar sal wees, sodat dit nie sal keer dat ek met stap nommer 1 begin nie, en dat my lysie nie geskryf word nie, asseblief. As jy klaar is geluister het, gaan vat 'n pen en papier, droom, skryf die stappe neer. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het. U is genadig, vrygewig, goed en kragtig. Dankie dat U wanneer ons wegtrek, voor ons uitstap, agter ons staan, rondom ons is en die pad vir ons gelyk maak en vir ons krag gee as daar opdraande nodig is. Gee dat 'n jaar propvol gemaak sal word en gee vir ons die genade om ons eerste tree beplant met entoesiasme te begin. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het 'n lysie. Ek weet nie of ek by hom gaan uitkom nie, maar ek gaan minstens probeer. En aan die einde van die jaar gaan ek dalk vir die Here sê, ek het nou 17 goed gehad, ek het net by 7 uitgekom, maar dankie. Want as ek vir niks mik nie, gaan jy niks tref nie. Niks. As ek vir iets mik, gaan ek minstens ietsie daarvan tref. Seënwense.